Vriende, hartlik welkom by ons volgende tema in die spore van Jesus, waar ons die volgende groep mense ontmoet, wat Jesus ontmoet het, naamlik kinders. En ons lees daarvan in Markus 10 van vers 13 tot 16. Maar om dit te verstaan het ons eers nodig om 'n spesifieke prentjie saam met mekaar te maak. En dit is die prentjie van ouers wat hul kinders bring na 'n Joodse rabbi of leermeester om geseën te word. Nou weet ons dat Jesus is herken as 'n uitsonderlike Joodse leermeester. Daarom bring mense wat hierdie leermeester volg, hulle kinders na Jesus toe om geseën te word. Vanaf vers 13, die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daar geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit en hulle die hande opgelê en hulle geseën. Ons lees vanoggend net tot sover. Wanneer ons vanoggend stil staan in die spore van Jesus by kinders, dan hoor ons dat wanneer ons vanoggend in die spieël kyk, sien ons dat ons verstaan van God se koninkryk is dikwels so, dat 'n koninkryk is vir koninklikes, vir belangrikes, vir invloedrykes. Dit is eksklusief vir mense met aansien en status. Maar 'n teks soos hierdie, wat ons vanoggend saam lees, kom draai ons prentjie van God se koninkryk op sy kop. En dan hoor ons, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daar ingaan nie. So, wat is die beeld wat Jesus dan gebruik om te illustreer maar wie het plek in God se koninkryk? Hy wys na 'n kind en sê, verstaan die beeld van 'n kind, want dan verstaan jy wie het plek in my koninkryk. Ek onthou die woorde van Johannes 1 vers 12 tot 13 wat sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, hulle is dit nie deur die drang van die mens op die besluit van 'n man nie, maar hulle is dit uit God gebore. Markus 10 kom sê vanoggend vir ons, dat wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. Johannes 3 sê vir ons, dat as iemand uit water en gees gebore word, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Met ander woorde, iemand ontvang die koninkryk aan die een kant soos 'n kind, maar Johannes sê, jy moet gebore word vanuit God as 'n kind, om toegang te kry, om deel te kan kry aan hierdie koninkryk wat Jesus verkondig. So, kom ons praat meer spesifiek. Hoe word ek dan 'n kind van God volgens Johannes? Johannes sê daar's twee aspekte. Aan die een kant het ek nodig geloof, maar aan die ander kant het ek nodig wedergeboorte. Johannes 1 vers 12 tot 13 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, jy hoor, daar is die geloof, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie deur die natuur nie, hulle is dit nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is dit uit God gebore. Daar is die wedergeboorte. So kom ons praat vanoggend eers net oor wat beteken geloof. Geloof vir Johannes beteken twee dinge. Geloof is aan die een kant iets wat God doen. Ons sê dat God het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur. So God maak dit
het vir my moontlik om in sy seun te glo, deurdat hy hom na die wêreld toe gestuur het. Onthou die woorde van Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, gegee het, sodat die wat hom glo, nie verlore hoef te gaan nie. Maar geloof is iets wat God doen, nie net slegs deurdat hy sy seun gestuur het nie, maar dat hy ook hierdie geloof in ons harte werk as die resultaat van die werk van die Heilige Gees. Want geloof is nie iets wat uit myself uitkom nie, maar die Heilige Gees wat my in staat stel om te kan glo in die seun van God, die gestuurde, geliefde seun van God. En daarom sê ons maar, geloof is iets wat God doen. Maar Johannes bekyk geloof ook deur 'n volgende venster. En dit is geloof as my reaksie. So wanneer ons in ons agterkop hou dat geloof is vir Johannes iets wat God doen, kan ons dit ook van naderby bekyk en sê geloof is omdat God dit doen. Omdat God geloof bewerkstellig, is dit geloof en ook die manier hoe ek en jy ons vertroue in God plaas. So kom ons praat in spesifieke terme. Waarin plaas ek my vertroue? Ek plaas my vertroue daarin dat Jesus is wie hy sê hy is, dat hy God en mens is. En ek plaas my vertroue daarin dat hy alles gedoen het wat nodig was, sodat ek 'n kind van God kan wees. Daarin plaas ek my vertroue. So in die geloof aan die een kant beskou is iets wat God doen, want hy maak dit my moontlik om te glo in sy seun en hy werk die geloof in my deur die Heilige Gees. Maar geloof is ook deur 'n ander venster beskou 'n menslike reaksie. Ek het my vertroue verplaas weg van myself af na wie God is, weg van wat ek kan doen na dit wat hy reeds in Jesus afgehandel het aan die kruis. En dan word ons ook van wedergeboorte. So wanneer ek in God glo deur die geloof in Jesus, dan sê Johannes ek moet ook weergebore word. Ek moet ook vanuit hom gebore word. En dan hoor ons dat wedergeboorte is God wat sê, hy kom maak my lewe so radikaal nuut, dat ek nie anders kan sê as ek is opnuut gebore nie. Dat ek so afsterf van my ou lewe, dat ek opnuut gebore word, sodat ek 'n kind van God word. Dan kry ek deel aan hierdie nuwe status, dat ek 'n nuwe identiteit het, dat ek kind van God is. So vanoggend hoor ek, dat ek hoef nie 'n slagoffer van die sonde te bly nie. Ek mag in die wêreld gebore word, as 'n sondaar, in sonde, wat manifesteer in wat ek dink en doen en sê, vanuit 'n plek van selfsug, en ek kan verlore wees in daardie sonde, maar die evangelie boodskap kom vertel vir my en vir jou, dat ek hoef nie 'n slagoffer van daardie sonde te bly nie. Want Jesus het met sy bloed betaal vir my sonde. Ek en jy kan nie die prys betaal het wat nodig was om ons met God te versoen nie, maar Jesus het met sy bloed vir my sonde aan die kruis betaal. En dan bestaan die evangelie boodskap daarin, dat God sê, hy is bereid om daardie sonde te vergewe, my te wederbaar en my aan te neem as sy kind, my stukkende verhouding met hom weer heel te maak. Nie op grond van iets wat ek kan doen nie, maar op grond van dit wat Jesus gedoen het, en op grond van dit wat ek kan aanneem van dit wat Jesus gedoen het, reeds afgehandel aan die kruis, deur geloof. En dan kom oortuig die Heilige Gees my, dat ek nou 'n kind van God is, dat die ewige lewe sal beerwe. Die Heilige Gees werk daardie geloofsekerheid in my hart. En dan leef ek nie meer onder die heerskappy van die selfsug en die sonde nie, want ek leef nou onder 'n nuwe heerskappy, die heerskappy van Jesus. Dis die heerskappy waarin ek groei in hierdie geloof, want ek leef al meer vanuit hierdie geloof, wat my in staat stel, hierdie krag van die Heilige Gees, om nee te kan sê vir sonde, te kan breek met dit wat buite God se wil vir my lewe is, sodat ek al meer binne sy wil vir my lewe kan leef, sodat hy meer kan word, ek meer soos hy kan word, en ek kan toeneem in heiligmaking, ek kan toeneem in die geloof waarin ek groei.
Vanoggend wil ek iets van my eie verhaal met julle kom deel. Dat ek bevoorreg was om 2 ouers te hê wat die Here baie, baie liefhet. Wat vir my op 'n jong ouderdom aan die hand van hierdie kleure die evangelie verduidelik het. Wat saam met my gebid het en sedertdien as 'n kleuter het ek geweet sonder 'n uitgebreide teologiese woordeskat dat ek is 'n kind van God. Gedurende my laerskooljare het ek reeds ervaar dat die Here vir my in my stoltheid sê dat ek vir hom moet getuig en kon ek deelgeneem het aan evangelisasieopleiding. Gedurende my hoërskooljare het ek ervaar dat die Here my ook roep om meer voltyds in sy diens te staan. Maar as ek aan my lewe terugdink, is daar groot genade in my lewe dat ek die evangelieboodskap kon ontvang het. En is ek teenoor die Here baie dankbaar vir my ouers se gehoorsaamheid om van my die evangelieboodskap te bring. Want as ek dit nie by hulle ontvang het nie, weet ek nie waar ek dit sou gehoor het of ek dit sou geglo het nie. Maar op grond van my eie verhaal, die genade van die Here, kan ek vir jou vandag sê dat die evangelieboodskap het die potensiaal om jou lewe vir altyd te verander. Om sin en betekenis in jou lewe te gee, want jy nie meer vir jouself leef nie, maar jy in 'n lewende verhouding met God staan. 'n God wat die stikkend kom heel maak, 'n God wat die sin in jou lewe kom gee, 'n God wat jou 'n nuwe identiteit gee, wanneer jy 'n kind van hom is, en 'n God wat jou 'n lewe gee, beter as enigeen wat jy jouself kon voorstel, wanneer jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir hom lewe. So vanoggend, wanneer my pa en my ma hier is, wil ek vir hulle baie dankie kom sê vir hulle gehoorsaamheid om die evangelieboodskap aan my te bring en aan die Here al die eer daarvoor gee. En vanoggend wil ek dan meer spesifiek na jou toe draai en sê, het jy vanoggend daardie geloofsekerheid dat jy weet ek is 'n kind van God. Ek glo in Jesus. Ek is weer gebore. Of ek lewe of ek doodgaan, weet ek behoort aan God. Maar ek is sensitief daarvoor dat my verhaal nie almal se verhaal is nie. Ek is sensitief daarvoor dat daar kinders is wie se ouers afwesig is, onbetrokke is of selfs oorlede is, wat nie by hulle ouers die evangelieboodskap gehoor het nie. Ek is sensitief daarvoor dat daar ouers is wie se kinders op 'n jong ouderdom oorlede is, wat nooit die geleentheid gehad het om vir hulle kinders die evangelie te vertel nie. Ek is sensitief daarvoor dat daar ouers is wat wel vir hulle kinders die evangelieboodskap gebring het, maar hulle kinders besluit het om hierdie boodskap te verwerp en 'n ander pad gekies het. Maar jy is vandag hier omdat die evangelieboodskap oor jou pad reeds gekom het. Het sy deur jou ouers of deur iemand anders wat vir jou die goeie nuus van die evangelie gebring het. Maar ek vandag aan die hand van die tema en die spore by kinders, wil ek dit waag om vir jou te vra, hoe gereeld praat jy met jou kinders werklik oor geloof? Want ons maak dikwels tyd om te praat oor politiek, sport, boerdery, ander uitdagings wat daar in die wêreld mag wees. Maar hoe dikwels prioritiseer jy dit om met jou kinders te praat oor geloof? Weet jou kinders dat jy glo? Anders gevra, weet jou kinders wat is die inhoud van wat jy glo? En sal jou ouers as ouer wie kan sê dat my kinders weet ook hoekom ek dit glo? Want dit kan wees dat jou kinders weet wat jy glo, maar dat nie eintlik weet hoekom jy dit glo of hoekom hulle dit sou moes glo nie. Weet jou kinders dat jy glo? Weet jou kinders wat jy glo? Of weet jou kinders hoekom jy dit glo?
Meer spesifiek, het jou kinders geloofsekerheid? As jou kind vandag te sterwe moes kom, is jy seker dat hy of sy aan die Here behoort, omdat hulle weergebore is as kinders van God? Die grootste nalatenskap wat jy vir jou kinders kan gee, is nie 'n suksesvolle boerdery, finansiële sekerheid nie. Nie om in die beste skool te wees, of die beste sportgeleenthede of studiegeleenthede te hê nie. Maar die grootste nalatenskap wat jy aan jou kinders kan gee, is jou geloof. Is dit 'n waarborg dat hulle dit gaan aanneem? Nee. Maar dit is die grootste nalatenskap wat jy vir jou kinders kan gee. Want jou geloof, jou voorbeeld van die geloof, die inhoud van die geloof wat jy aan jou kinders kan oordra, is 'n nalatenskap groter as enige ander nalatenskap, want hierdie nalatenskap het ewigheidswaarde. Nog 'n voorbeeld. Verlede jaar, kort voordat my ouma oorlede is, besoek haar predikant haar en hy vra vir haar, maar tannie Miriam, wanneer jy binnekort te sterwe sou kom, waarheen gaan jy heen? En my ouma sê, dominee, ek gaan hemel toe. En hy vra vir haar, maar tannie Miriam, waarom kan jy dit sê? En sy antwoord hom, want ek het die Here aangeneem. Terwyl my ouma nie meer kon praat nie, kon sy hierdie woorde sê. Ek is seker, ek is 'n kind van God. Kort daarna het my ouma te sterwe gekom. En ek praat met 'n ander kollega daaroor. En ek vertel vir hom hoe my ouma op haar sterfbed vir iemand nog gesmeek het om tot inkeer te kom en sy lewe aan die Here oor te gee. En die ander predikant sê vir my, maar Haie, ek kan hoor, waar kom jy vandaan? En daar gaan dit vir my oop. Wat was my ouma se nalatenskap? Sy is vandag nie meer hier nie. Sy word gemis. Maar haar geloof is hier. Want jy sien, haar geloof kon sy oorgedra het aan haar kinders. En daardie geloof word weer vir my aangegee. En op grond van die nalatenskap van haar geloof, kon ek die evangelie ontvang het. En vanoggend wil ek vir jou vra, maar wat gaan jou nalatenskap wees? Sal jou kinders en jou kleinkinders, of selfs jou agterkleinkinders, die evangelie ontvang op grond van jou geloof en jou wedergeboorte, dat jy die evangelie vir hulle kon aangee? Wat gaan jou nalatenskap wees? Danksy die geloof van my grootouers en my ouers, was ek die begunstigde van geloof. Wat gaan jou nalatenskap wees? Want wanneer ons praat van Jesus spore by kinders, is dit die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee. As hulle 2 ouers het wat die Here dien, by wede van geloof kan leer, in wie se lewe hulle geloof kan sien. Mag jou nalatenskap een wees van geloof wat jy vir jou kinders aangee, sodat hulle nie verlore hoef te gaan nie in hierdie wêreld nie, maar gered kan word en in 'n lewende verhouding met Jesus Christus, ons getroue verlosser, staan. Amen.